Goeiemôre vriende, so hier op die begin van 'n naweek, is die 21ste Augustus Vrydag 2026. Net gou so vandag vir julle, ons gaan Sondag het ons bietjie die in die kerk as julle inkom, sal julle sien die tafeltjies is nog daar, die stoele is daar, ons gaan nou eers vandag die matteke mooi skoonmaak. Ons kyk so 'n bietjie vriende anders, of ons hier 'n bietjie groter, want julle moet saam met ons dink 'n bietjie, ons is besig om te dink daaroor, maar beter 'n groter koinonia te skep met tussen mense. Ons wil graag hê dink tussen die kerk en die saalbou, dit dink ek gaan vir ons te veel kos, en ons moet kyk, kan ons nie dit wat ons het bestaande, menende die kerk soos wat hy daar is, om 'n bietjie anders inrig, as jy die banke uithaal, jy maak meer ons atmosfeer van by mekaar wees nie. En dat jy miskien self daaraan kan dink, aan 'n lekker koffiemasjien in die voorportaal 'n bietjie anders inkleed, dat dit meer amper al vir informele vloei na die kerk binne toe is. Ons dink ook miskien toekomsgerig, as jy dink aan die aand met jou jeug, wat jy wil meer akkommodeer, al die musiek, alles is daar, dan is so 'n setup waar jy tafeltjies het, stoele het, wat jy kan opvou maklik, en dit kan skuif, en dit 'n bietjie anders kan maak, kan dit regtig baie goeie atmosfeer skep, en dit ook vir die toekoms dink ek baie belangrik. Maar dit is iets wat ek wil hê julle moet 'n bietjie saam met ons dink, daarom wil ek ook hê dat julle dit 'n bietjie belewing daarvoor moet hê, die van julle wat miskien nou nie daar was nie, help ons 'n bietjie saam dink, praat 'n bietjie saam met ons, hoe julle ook daaroor dink. So Sondag, weet maar net, ons was nie 'n besprekingsdiens, is 'n gewone diens. Ons gaan nie met mekaar rondom die tafeltjies praat nie. Verlede week het ons dit gedoen, maar hierdie week is net 'n normale diens. So ek wil sommer net julle gevoel hê wat julle beleef hierdie Sondag, asseblief. Dit sal baie help. Kom ons raak net so stil voor die Here. Here, baie dankie vir die groot voorreg wat ons het om sommer so as die kinders by mekaar te mag wees. Here, al is ons ver van mekaar, of voel ons naby mekaar. Here, kom bid ons vir ons gemeente, kom bid ons vir kerke oor die algemeen in die land en wêreldwyd. Kom vra ons vir U dat U vir ons wysheid en insig sal gee, takt, fyn aanvoeling oor wanneer wat nodig is. Here, wat U koninkryk bevorder. Dankie Vader dat ons weet U is die hoof van die kerk. Ons is die liggaam, ons is die kerk en U is die hoof. En dankie dat ons na U toe kan kom om vir U te vra om vir ons altyd te help. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Baie interessant ook nou weer Petrus lees, julle weet, dit is mos nou so dat wanneer ek en jy 'n gedeelte lees, dan lees ons baie keer so van die een opskrifie na die ander opskrifie as ons klaar, dan lees jy weer oor 3-4 dae baie keer. So jy verloor in die proses, verloor jy eintlik waar dit gaan. Die goed is nog steeds relevant wat daar staan, maar as jy hom aan mekaar lees, dan bring dit 'n baie groter klarigheid oor wat is besig om te gebeur, né? Nou tipies dit, vriende, sien ons natuurlik as ons nou sou aangaan na 1 Petrus 1 vers 13 toe waar ons laas opgehou het by 1 Petrus 1 vers 9. Ek aangaan, dis nie sleg nie, maar hy kom sê eintlik vir ons al in die vooraf gedeelte is goed, né? So ons het begin om te sê, Petrus wil sê, ons uitverkorenes, hulle is vreemdelinge in hierdie wêreld, hulle is uitverkies deur die Heilige Gees afgesonder om aan God gehoorsaam te wees, né? En besprinkel te word in die bloed van Jesus Christus. En toe het hy met hulle verder met hierdie ouetjies gepraat wat so versprei is in die Romeinse Ryk en onder verskillende provinsies. Hulle gesê, hoor julle het 'n lewende hoop op grond van die opstanding. Hoe sê hy vir hulle, né? Hy het verder vir hulle kom sê, hy het vir hulle so, hoor hierso, hy sê julle moet julle verheug as julle beproef word. As dit baie keer met julle sleg gaan. Hy sê want sulke beproewinge toets jou geloof. Hy sê soos wat goud gesuiwer word, so moet jou geloof gesuiwer kom sê, né? En dan gaan hy aan en sê, deur in hom te glo, al sien julle hom nou nog nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is, sê hy vir hulle, né? En dit behoort julle met 'n onuitspreeklike blydskap te vul. Kom sê hy, julle het nog niks gesien nie, maar julle moet reeds weet dat die einddoel van julle saligheid is dat julle eintlik altyd bediening is. En dan gaan hy aan en sê, in verband met hierdie saligheid wat hy oor gepraat het, in verband met hierdie saligheid het die profete wat die genade verkondig het, wat vir julle bestem is, deeglik en noukeurig ondersoek ingestel. Die Gees van Christus wat in hulle was,
het vooruit verkondig dat Christus moet ly en daarna verheerlik sal word, en hulle het probeer naspeur wat die tyd en die omstandighede sou wees wat die Gees bedoel het. Aan hulle is geopenbaar dat wat hulle geprofeteer het nie vir hulle self bedoel was nie, maar vir julle. Nou het die wat die evangelie aan julle verkondig het, dit aan julle bekend gemaak deur die Heilige Gees wat van die hemel af gestuur is. Dit is die dinge waarin selfs engele begeerig is om insig te kry wat julle nou al het. En dan sê hy, daarom, omdat die saligheid julle die einddoel van julle geloof is, omdat julle uit vreemdelinge in hierdie wêreld is, julle is uitverkorenes in hierdie wêreld, julle geloof gaan getoets word, julle gaan beproef word, wees daarom verstandelik, wakker en nugter. Vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus. So wat sê hy? Hy sê julle moet julle die heeltyd rig op die wederkoms. Ons leef in die eindtye, ek het dit nou die dag ook vir julle gesê, vriende, of ons dit wil weet of nie, ons leef tussen die eerste koms en die tweede koms van Jesus Christus. En dis die eindtyd. Of het 10 jaar is, of het 100 jaar is, of het 1000 jaar is, of het 1 miljoen jaar is, die feit is ons leef in die eindtye. Ons kan nie sê wanneer is die eindtye nie. Baie pasop vir ons kry ons nou maar wanneer die valse profete wat nou vir ons wil vertel wanneer kom Jesus dan. Pasop maar vir hulle. Wees daarom verstandelik, wakker en nugter en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus, né? So wees wakker in hierdie tyd. Hoekom is dit? Want Petrus kom sê op 'n ander kol hierso, ek weet gou vinnig sound toe blaai. Kom sê hy die volgende, hy sê liewe vriende, wees nugter en wees wakker selfbore. Nou sê hy so, wees daarom verstandelik, wakker en nugter. Nou wat sê hy in hoofstuk 5? Wees nugter en wees wakker. Hoekom? Want julle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind. So deur hierdie beproewinge, deur hierdie feit hulle vreemdelinge is, en deur hierdie feit dat hulle deur 'n verskeidenheid van godsdienste omring is, kom sê Paulus vir hulle kom sê Petrus vir hierdie mense hierso in hierdie provinsies. Hy sê hoor julle moet nugter wees en verstandelik wakker wees. Besop het julle nie val nie. En dan gaan hy aan en sê, as gehoorsame kinders moet julle julle lewe inrig, nie volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het, toe julle nie God geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan ons geskrywe, wees heilig want ek is heilig, né? So hy kom sê vir jou en vir my ook in die jaar 2026, hy sê, hoor hierso julle, wees verstandelik, wakker en nugter, pasop vir die duiwel, pasop vir die bose, pasop vir die verleidinge, pasop vir die begeertes, kom sê hy, wat vroeër julle kenmerke was, want vriende, so maklik val ons vir die begeertes en die versoekinge van hierdie wêreld. So maklik, en ek en jy weet dit. Daarom kom sê Paulus, as gehoorsame kinders, moet julle julle lewe nie inrig, volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het, toe julle die Vader nie geken het nie. Nee, sê hy. Stap weg daarvan. Nee, soos wat hy julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig wees. Vriende, daarom is dit so belangrik in 'n voortdurende lewende verhouding met God te staan. Jy het jy geloofsvormende gewoontes beoefen, gebed, deurdat jy die woord lees, bestudeer, mediteer oor, reflekteer oor, dit memoriseer, journal doen daarmee. Want dit is jou verhouding wat jy met God het. Wanneer jy in hierdie verhouding is, wanneer jy met God se woord die heeltyd besig is, begin die Gees van die Here deur ons en deur die woord werk buitentoe, liewe vriende. En dan begin ek en jy anders optree. Dan begin die begeertes van die wêreld al hoe minder raak en die begeerte na God al hoe groter raak. Ek het al baie vir julle gesê, as jy die begeertes van hierdie wêreld as jy op hulle land begin saai, gaan daar lelike vrugte daarvoor kom, verkeerde vrugte, né? Dit is so, wat ek wil baie vir julle gesê, wat so hond gee, kos gee, die wit hond of die swart hond kos, né? As jy die wit hond kos gee, dan gaan hy die geveg wen aan die einde van die week. As jy die swart hond weer kos gee die volgende week, gaan die wit hond verloor en die swart hond gaan wen. Wat gee ek en jy kos? Gee ons die wêreld kos? Of is ons in 'n lewende verhouding met God? En wanneer ons in 'n lewende verhouding met God is, liewe vriende, dan begin ons lewenswandel al hoe meer heilig word. So by my 5 sent vandag. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy nabyheid ervaar. Amen.